Here Jesus, vanoggend wil ek bid dat ons in ons harte opnuut 'n keuse sal maak vir U alleen. Dat ons hierdie seisoen sal gebruik wat 'n konstante herinnering is dat U 'n liefdevolle God en Vader is. So lief het U ons dat U U enigste seun gestuur het. Here, mag ons weet dat niks kan my skei van hierdie liefde, van hierdie liefdevolle Vader. Here, kom vul ons opnuut met 'n vars salwing van die Heilige Gees. Kom vernuwe ons gedagtes in die wete dat U ken ons op die naam. U is by ons. Here, dankie dat U in U liefde en in U grootheid aan my gedink het. Van die begin van tyd af en vanoggend gee ons U alle eer. Amen. Nou, ons staan aan die einde van die jaar. En van ons kan ek amper nie glo, dit was net gister nog Januarie nie. En nou staan die Kersfees oral op. Ek was geskok toe dit in Augustus al in die winkels begin versierings verskyn het. En hier aan die einde van die jaar wil ek vanoggend jou uitnooi om diep te gaan delf en te dink, hoe het jou jaar verloop? As ek jou vanoggend moet vra, som vir my jou jaar in 'n paar woorde op, wat sal jou onmiddellike antwoord wees? Is dit 'n jaar wat alles van jou gevra het? Is dit 'n jaar wat jy gegee het van jouself en jy voel dalk op hierdie oomblik maar ons niks meer van my oor nie? Of is hierdie die jaar waar jy werklik kan sê, ek het gebid en die Here het deurgekom? Is hierdie die jaar waar jy bid en wag met 'n verwagting vir dit wat God nog gaan kom doen? Was hierdie die jaar met uitdagings waarvoor jy nie gevra het nie, maar as jy nou terugkyk en mooi gaan dink, kan jy sien, ek sit hier omdat die hand van die Here my deurgedra het. Ek sit hier want as ek nou terugkyk, kan ek getuig, God het opgedaag vir my. Selfs in die oomblikke wat jy dit nie gedink het, ooit moontlik sal wees nie. Hoe het 2025 vir jou gelaat? As ons onsself vanoggend voor 'n denkbeeldige spieël laat staan, wil ek jou vra, wie is die persoon wat vir jou terugstaar? Ons sou amper kon vra, speel jy in die wand? Wie is die mooiste in die land? Maar vanoggend wil ek jou vra, hoe lyk jou hart aan die einde van hierdie jaar? Is jy oorwerk en oormoeg? Is jou hart vol bekommernis en angs? Maar het jy dit nog steeds reg gekry om te midde van al hierdie goed wat jy moet deurgaan en doen, jou hande uit te strek na die een wat alles beheer? Is daar te midde van moontlike storms steeds die hand van God op jou lewe? Sien jy dit? Voel jy dit? Beleef jy dit? Dra jy kennis daarvan dat God se hand steeds op jou rus? Is jou verhouding met die Here nog vars en nuut? Of het jy dit iewers verwaarloos tussen al die prioriteite en verantwoordelikhede? En dan soms gebeur dit dat ons sekere goed begin doen wat ons aanvanklik nooit gedink het ons sou nie.
en ons regverdig ons aksies. Ons stel gewoontes langs die pad op wat nie van God af is nie. En die Heilige Gees kom kla ons aan en kom herinner ons, maar hierdie is nie die droom wat God vir jou droom nie, maar ons sukkel om dit weer neer te sit, want iewers het ons onsself oortuig, sonder hierdie goed gaan ek nie deur my dag kom nie. Wat het jy langs die pad begin regverdig? Watter optredes van jou het jy gesê, ag, dit is nie so erg. Jesus het juis aarde toegekom en mens geword vir hierdie swak oomblikke van ons, hierdie gebrokenheid van ons, sodat ons kan vrykom en met vrymoedigheid vir die troon van God kan gaan staan. Want so lief het hy jou. Het jy iewers in die jaar tyd gemaak om werklik rigting te vra? En ek praat nie rigting by Facebook-kenners wat iewers iets gehoor het by iemand anders nie. Ek praat nie van 'n rigting by jou beste vriendin of jou beste vriend nie, of by jou ouers nie. Maar het jy werklik tyd gemaak en stil gaan staan en by die voete van die Here gaan sit en gesê, Here, hoe nou vorentoe? Here, wat is my doel in hierdie oomblik op hierdie tydstip? Want die Here het elkeen van ons geskep met 'n rede en 'n doel, en jy sit hier vandag met 'n rede. Want God se planne vir jou is groter as wat jy ooit sou kon bid of dink. Maar het jy werklik gaan tyd maak en rigting gevra, maar wat sê God? Nie wat is die logiese ding om te doen nie. Wat sê God? Die Israeliete het hulle self in 'n woestyn bevind. En ons sal kon sê, in 'n woestyn met sand en son, het ons hier 'n volk wat eintlik alle rede gehad het om nie rigting by die Here mee te vra nie. Wat op 'n stadium alle redes sou gehad het om te sê, ons gee op. En hulle het hulle self keer op keer in daai posisie bevind. Waar hulle toekomsverwagting van dit wat die Here oor hulle lewe kom sê, vervaag het. Waar hulle begin twyfel het, maar wat sê God nou reg? Maar hulle het keer op keer rede gekry om aan te beweeg. En die enigste rede, sy naam is, ek is, die Here jou God, wat jou uit die plek van slawerny bevry het. Daardie oomblikke wat hulle gedink het, wat help het nog om te hoop vir môre? Hierdie vat lang, hoe lang nog Here, hoekom ons Here? En die Here hulle kom antwoord, want ek is jou God. Vanoggend wil ek jou kom herinner, dieselfde God van gister is dieselfde God van vandag, en is dieselfde God van môre. En bevind jy jouself daar in hierdie oomblik waar jy wil vra, hoekom ek Here? Hoe lang moet hierdie woestyn nog wees? Hoe lang moet ek nog loop en wag en wag? Die Here self het vir hulle vooruitgegaan met 'n wolkkolom in die dag en 'n vuurkolom in die nag, en nog steeds het hulle tye gekry wat hulle teen die Here gedraai het en ander planne gemaak het. 'n ander afgod gesoek het, 'n afgod geskep het, gesondig het teen die Here, maar die Here se groot genade het hulle teruggebring en hulle oë weer oopgemaak om te sien. Maar hy gee vir hulle 'n toekoms bo hulle verwagting. Sonder hom kan hulle nie voortgaan. Moses
het dit geweet. Moses het geweet dat sonder God sal hulle nooit eers uit Egipte bevry word nie. En Moses het keer op keer die Here gaan raadpleeg en verligting gevra en vergifnis gevra en die volk voor die voete van die Here gaan neersit. Dink net as Moses moes opgee, boedel oorgee. Dink net as hy voor daai see moes staan met die soldate agter en hy het vir die volk omgedraai en sê vir die volk, weet julle wat, kom ons gaan net terug. Kom ons gaan net terug na daardie plek waar die Here ons van vrygemaak het. Maar hy het nie opgegee nie, want hy dien 'n lewende God, dieselfde God wat ons dien. En in die moeilikste oomblikke waar die vyande agter hulle was en die see voor hulle het hy gekies om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here. En hulle kon deur die see loop op droë grond. Gehoorsaamheid in die woestyn. Gehoorsaamheid in jou storm. Dis wat ons dra. Dis waar ons die genade van 'n liefdevolle Vader raak sien en beleef en ervaar. Dis waar ons sien, maar elke dag gee hy manna uit die hemel. Elke dag het hy voorsien. Selfs die oomblikke wat jy gevoel het, jou rug is teen die muur, het God opgedaag vir jou, want hy het 'n toekoms vir jou beplan. Wat het Moses gedoen? Nadat die volk weer uit moedeloosheid, moegheid, die gevoel van ek wil nie meer hier wees nie, 'n afgod gaan skep het met hulle juwele, het Moses die volgende gedoen. Die volgende dag het Moses vir die volk gesê, julle het 'n ernstige sonde gedoen, maar ek klim nou na die Here toe op en miskien kry ek by hom vir julle vergifnis vir julle sonde. Moses het toe na die Here toe teruggegaan en gesê, hierdie volk het 'n ernstige sonde gedoen, deur vir hulle God van goud te maak. Vergewe tog hulle sonde, as dit nie kan nie, moet u my naam uitvee uit die boek wat u geskryf het. Vandat hulle van Horeb af verder getrek het die Israeliete nie meer juwele gedra nie. So wat het Moses gedoen? In die donkerste van donkerste oomblikke, wanneer die hele volk gekies het om teen die Here te draai, het hy steeds opgeklim na die Here toe. Hoe klim jy op na die Here toe vandag? Maak jy tyd vir hom? Koop jy absolute tyd uit waar jy sê, hierdie is die oomblik wat ek gaan gebruik om by die Here self te gaan hoor. Wat sê hy? Wat sê hy? Want hy het die antwoord. Hy het die uitkoms. Hy het die oplossing. Hy het die genade wat hy wil jou wil gee en die vermoë wat hy in jou wil kom plaas deur sy gees en die kapasiteit te hê om deur hierdie te kan kom. Klim jy nog op na die Here toe? Gaan sit jy nog op sy skoot en hoor jy sy Vader hart? Gaan bid jy 'n gebed wat alles verander? Gaan klop jy by hom aan? Hierdie volk was mismoedig. Dinge het lang gevat. Hulle het verlang na die vleispotte van Egipte. En hulle het met tye gekies om twyfel te voed en die stem van die Here stil te maak en in die proses blind geword vir die wolkkolom reg voor hulle. Wanneer ons moed verloor of hoop verloor, kies ons om geestelik blind te word vir dit wat die Here mee besig is. Maar die Here weet, dit is nie altyd maklik nie. Hy weet ons kry swaar met tye. Hy weet die woestynpad raak lank en jy raak moedeloos en mismoedig. En daarom juist het hy
is hy sterk. Moses het 'n onselfsugtige gebed gebid. So ernstig was hy daaroor, dat die volk nie sonder God kan aangaan nie, dat hy bereid was om te sê, Here, gee dan eerder my naam aan die boek uit. Dit was 'n ernstige saak, ernstiger as wat dit vir hulle was om by die beloofde land te kom, was die feit dat hulle nie daar wil uitkom, eers sonder God nie. Want God is die een wat oorwinning langs die pad gee. Die Here is die een wat gaan voorsien wanneer jy nie meer weet waar nie. Die Here is die een wat gaan bly rigting gee selfs in jou beloofde land. Die Here is die een wat genees wanneer almal sê daar is niks meer wat ons kan doen nie. Sonder die Here het hy nie kans gesien om verder te gaan. Hoe lyk jou gebedslewe op die oomblik? Is dit iets wat jy iewers verloor het of verwaarloos het? En al wat die Here doen is hy nooi jou uit met oop arms. Kom sit by my en gesels met my. Stort jou hart teenoor my uit. En hy sal jou antwoord. Hierdie belydenis het gehoorsaamheid gevra. Dit het gevra dat die volk hulle juwele sal wegberg. Dit wat hulle elke dag so kosbaar geag het, dat hulle selfs 'n afgod daarmee geskep het. Dis hulle wegberg. Wat in ons lewe, in ons alledaagse het begin 'n afgod word. Afgodstatus gekry. Gryp ons vinniger na ons foon as wat ons gryp na die woord van die Here. Wat is daardie ding wat soveel tyd van jou vat, dat jy in daardie tyd nie een oomblik net stil gestaan het en gedink het, maar wat sê die Here oor hoe ek my tyd gebruik? Hulle moes dit wegberg. Wat het jy vanoggend nodig om weg te berg? Het vrees 'n afgod geword? Het angs 'n afgod geword? En bly jy dit voed met twyfel, met negativiteit, met bitterheid, met bekommernis? Vanoggend wil die Here jou uitnooi om sit dit voor sy voete neer. Want hy het elke mag en krag reeds oorwin. Hy het reeds oorwin. Sien, die volk het dinge in hulle eie hande probeer neem. Uit desperaatheid, die moet 'n vinniger manier wees, die moet 'n vinniger uitkoms wees. Hoeveel keer gryp ons nie uit desperaatheid na vinniger planne, vinniger uitkomste, vinniger oplossings nie. Net om onsself weer te bevind waar ons voorheen was nie. Die Here se manier is die enigste manier. Vanoggend het ons nodig om die eie app voor hom neer te sit. En te sê, jammer Here vir die kere wat ek dinge in my eie hande wou neem, maar vanoggend gee ek dit terug en ek gee oor. Dis wanneer jy bereid is om jou hoekom ek Here vraag te verruil vir, maar hoe gaan U dit doen? Hoe gaan U my nie deurkry? Hoe? Want ons dien 'n buitengewone God. Ons omstandighede en uitdagings kan wel buitengewoon wees, maar ons God is ook buitengewoon. Hy is die een wat wonderwerke laat gebeur. Hy is die een wat water uit 'n klip uit laat vloei. In Exodus 33, vers 12 tot 17, sê Moses vir die Here, op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel vir wie saam met my stuur. Tog het U gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goed gesind. As jy my dan goed gesind
gesin is, maak my u wil bekend, sodat ek u kan leer ken en kan doen wat u verwag. Onthou tog hierdie nasie is die volk. Toe het die Here gevra, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? Toe het Moses vir hom gesê, as jy nie self saamgaan en moet u ons nie van hierdie plek af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en die volk die goedgesindheid geniet, as u nie saam met ons gaan? Dit is juist dat u met ons saamgaan, dat ons, ek en die volk, anders is as al die ander volk op die aarde. Die Here het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. En hierdie woorde is steeds waar vir my en jou vandag. Want hy is die een wat jou in die moederskoot aan mekaar geweef het. Hy is die een wat jou op jou naam roep. Hy is die een wat goed vir jou wil wees en gaan wees en sal wees. Hy is die een wat vir die prins van vrede gestuur het. Emmanuel, God met ons. Die Here het vir hom gevra, wil jy hê ek self moet saam met jou gaan en vir jou vrede gee? Vanoggend wil ek jou vra, is dit die gebed van jou hart vir die volgende seisoen waar ons in beweeg, die volgende jaar? Wil jy werklik hê, is dit jou hartsbegeerte dat die Here saam met jou sal gaan en vir jou vrede gee? Vrede ten spyte van 'n bankbalans wat nie perfek is nie. Vrede ten spyte van gesondheid wat anders lyk as wat jy dit sou wou gehad het. Vrede ten spyte van omstandighede wat nie ons kan inrus is. Vrede omdat die prins van vrede by jou is. Emmanuel, God met ons. Wat is jou hartsbegeerte vir die volgende jaar? Hy het gesê, ek wil nie van hierdie plek af weggaan voordat ek nie oortuig is daarvan dat u saam met my gaan nie. Dit moet ons gebed wees, Here, ek wil nie een tree verder gee sonder om oortuig te wees, u loop saam met my nie. Want saam met hom kan ons enigiets aanpak. Saam met hom kan ons voor 'n muur staan en dit sal val. Saam met hom kan ons vir 'n berg kyk en dit sal skuif, omdat hy sê, ek gee vir jou die autoriteit om te sê, berg skuif. Saam met hom pak ek enigiets aan, want niks is vir God onmoontlik nie. En die Here gee hom daar bevestiging. Maar hy doen meer. Exodus 33 vers 18 tot 22. Toe sê Moses, ek wil asseblief sien wanneer u die koning verskyn. Maar die Here het gesê, dit sal blink as ek voor jou verbygaan en ek sal my naam die Here hart sê sodat jy dit hoor. Ek besluit self vir wie ek genadig en goed wil wees, maar jy mag nie my gesig sien nie, want as iemand my sien, dan sal hy sterf. Die Here het ook gesê, hier is 'n plek by my waar jy op 'n rots kan staan. Wanneer die lig verbykom, die lig wat om my die koning is, wanneer ek verskyn, dan sal ek jou in 'n skeur in die rots sit en jou met my hand toemaak totdat ek verby is. So ek kry die geleentheid om die Here in sy volle heerlikheid te aanskou. God het vir hom opgedaag en nie net vir hom nie, vir hom en die volk. Hy het vir hulle 'n toekoms kom beloof waar hy saam met hulle sal beweeg en vir hulle vrede sal gee. En hy daag op in sy volle heerlikheid. En hy plaas hom in die skeur van 'n rots. En dit het my laat dink, is jou huis gebou op die rots? Al is jy in die woestyn, in die sand, kan ons hart nog steeds geanker wees in die rots, Jesus Christus. Die een wat ons pad vir ons bepaal.
Die een wat ons vooruit gaan, die een wat gekom het om ons te red. Elke oomblik, elke dag. Ons toekoms is in sy hand en ons kan opgewonde raak oor wat hy gaan doen. Want reg deur die Bybel sê ons, net toe iemand dink, daar is nie meer hoop of uitkoms nie, toe kom God en gee die toekomsplan. Toe kom God. Die Here wil vanoggend jou kom herinner, hy is die een wat opdraag. Hy is die een wat voorsien. Hy is die een wat jou toekoms het, bo jou verwagting. Kom ons sluit ons oor. Here Jesus, vanoggend wil ek bid vir elke onsekere hart, dat U door die hart sal kom rustig maak met die vrede wat van U afkom. Here, ek wil bid daar waar iemand sukkel om iets te los wat nie van U af is nie. Here, dat U sal kom vry maak en dat hulle met vrymoedigheid aan die troon van God sal kom en sê, Here, help my, ek sukkel. Here, dankie dat selfs wanneer ons rug teen die muur is U die een wat opdaag en voorsien. Daarom kan ons U met vrymoedigheid vanoggend vra, Here, genees dit wat gebroken is. Here, help my om raak te sien dat U die een is wat my vooruit gaan en my in besit het. En vanoggend gee ons opnuut ons lewe en ons toekoms in U hande oor en ons sit ons planne in U hande en weet U is die een wat alles bepaal. En U is die een wat reeds oorwinning oor het verklaar. Here, vanoggend wil ons U vra, soos wat U die naam die Here voor Moses uitgeroep het, roep ons vanoggend die naam van 'n lewendige God oor ons finansies en omstandighede en gesondheid en verhoudings uit, oor ons besighede uit. Die naam van die Here, die naam bo elke naam, die naam wat alles verander, die een wat opdaag. Dankie dat U gaan opdaag en gaan aanhou opdaag in mense se lewens. Here, ons sien uit vir dit wat U gaan kom doen en ons gee U eer vir dit wat U reeds gedoen het. In Jesus se naam. Amen.